Goeiedag, liewe vriende. Ek groet u in die wonderbare naam van ons koning Jesus Christus. En vandag wil ek met u 'n gedagte deel, versterk deur die geloof. Ons lees in Romeine 4 vers 20. En hy, dis nou Abraham, het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee. Die King James vertaling sê, He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. Die verhaal rondom Abraham en Sarah, wie gewag het op die waarmaking en realiteit van God se beloftes, dat hulle 'n seun sou hê, klink byna na 'n verhaal uit 'n film. Tog is dit 'n wonder en genadewerk van God. Luister hoe Abraham God se belofte ervaar en geglo het in Romeine 4 vers 21 en 22. Hy sê, en hy was ten volle oortuig, Engels sê fully persuaded, dat hy ook die mag het om te doen wat hy beloof het. Daarom is dit hom ook tot geregtigheid gereken. Ten spyte van hulle ouderdom, wat jaar vir jaar toegeneem het hy vasgehou aan God se belofte. Indien ons seëninge van God wil ontvang, kan niks anders dit na ons bring, behalwe ons geloof in Christus nie. Gebed alleen kan nie God se seëninge na ons toe bring nie, behalwe wanneer gebed deur geloof ondersteun en versterk word. Dis amper soos wanneer ons wifi nodig het en ons 'n wagwoord nodig het om toegang tot die netwerk te kry. Geloof is die wagwoord tussen die bidder en Jesus. Indien daardie wagwoord geloof ontbreek, kan ons nie ontvang wat ons van God af gebid het nie. Geloof bring die volle seën na die bidder. Ek lees weer vir ons uit die Message vertaling. He didn't tiptoe around God's promise, asking cautiously skeptical questions. He plunged into the promise and came up strong, ready for God, sure that God would make good on what he had said. Ons lees van baie, van Abel, Henog, Noag, Abraham, Sarah, Moses, Gideon, Dawid en daar's nog baie meer. Hulle fisiese oë kon nie die uitkoms sien nie, maar hulle vaste, onwankelbare geloof het die beloftes laat waar word, omdat hulle gesien en gesnap het dat elke belofte reeds volbring is in Christus. 2 Korintiërs 1 vers 20 lees ons, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja en in hom amen, tot heerlikheid van God deur ons. Kan ek jou vra, wat sien jy? Is jy onseker? Indien jy seker is oor byvoorbeeld die moontlikheid van 'n saketransaksie of waar jy môre gaan wees, of dalk is jy onseker oor die toekoms, bid die Here om aan jou 'n vaste vertroue te skenk en jy sal vind dat jou gebede verhoor word. Kom ons sluit die oë. Vader, ek dank U vir die groot genade. Ek kom bid en vra dat U ons geloof sal kom versterk, dat U vir ons daardie sekerheid in ons hart sal gee, soos wat U vir Abraham gegee het, om vas te hou aan die belofte, aan dit wat U vir ons beloof het. Seën ons in hierdie jaar, seën ons in hierdie week, seën ons in hierdie dag. Dankie vir die genade. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Ek groet U tot volgende keer. Totsiens.